Goeiemôre volk van Israel, is vandag die 29ste April 2026. Vanmôre bring vir julle boodskap hier uit die boeke van Romeine, wat Vader nou met ons Gentiles, die verstrooide Israeliete, mee praat. Hy sê daar in Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Messias nie, want dit is 'n krag van Elohim, tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Gentiles, met ander woorde, die verstrooide Israeliete, soos wat ons gelees het in 1 Konings hoofstuk 11 en 12, die 10 stamme wat afgedwaal het, en wat Vader nou roep, en sê keer terug na my toe, wat hy ook vir jou gesê het in Matteus 15 vers 24, ek het gekom net vir die verlore skape van die huis van Israel. So vandag bring ek vir julle 'n boodskap, volk, julle wat luister vandag, julle wat terugkeer, julle wat gehoorsaam is aan die woord. Hy praat hierso met mense wat gay en lesbiene is en transvestiete is. Hy sê daarso vir jou in Romeine 1 vers 32, mense wat al ken hulle die verordeninge van Elohim God, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen selfs doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. So die leraars van kerke wat jou goedkeuring gegee het, om te sê, jy kan so wees. God sê selfs hulle verdien die dood. Maar nou sê Vader vir ons, daar in Jesaja 56 vers 6, en die uitlander wat hulle by Jahwe aangesluit het om hom te dien en om die naam van Jahwe lief te hê, deur sy knegte te wees, en elkeen wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan my verbond. Hulle sal ek bring na my heilige berg, en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. In vers 8, Meester Jahwe versamel diegene van Israel wat verdryf is. Ek sal ook by hom nog meer versamel by sy versameldes. Met ander woorde, hier sê Vader vir jou, jy wat gay is, lesbien, transvestiet, julle wat luister, julle verstrooide Israeliete, julle ons volk wat luister en terugkeer, ons moenie weer hierdie dinge doen, wanneer ons die Torah, die Sabbat begin onderhou nie. Ons moet nou vasstaan in hierdie waarheid. Vader sê, en ons moet dit nie weer doen nie. Dan sal hy jou sondes vergewe, soos die ooste van die weste geskei is. So sal ek nooit weer daaraan dink nie. So volk, ons het 'n Vader wat lief is vir ons. Hy gee vir ons 'n kans. Wat ook al jy in hierdie lewe verkeerd gedoen het, hoe jy ook na die lewe kyk, hier sê Vader vir jou, selfs vir ons mense wat drink en rook, die tempel van God skenk. Hy sê in 1 Korintiërs 3 vers 16 en 17, jy wat die heilige tempel van my skenk, sal geskenk word. Praat hy selfs ook van tatoeëring. Volk, ons moet ophou, ons beskadig die tempel van God. Kom ons kyk na hierdie dinge, en ons bring eer aan hom wat ons lief het, wat vir my en jou 'n kans gee vandag, om nie weer hierdie dinge te doen nie, maar om vas te hou aan die waarheid. Shalom, en mag Vader julle oë open om hierdie waarheid te sien, en dat ons nie sal terugkeer en weer hierdie dinge doen nie. Shalom aan elkeen van julle. My naam is Frikkie Roubach, julle kan my skakel by 064 9466 312. Shalom.